evalueer die impak. As ons praat van impak, gaan ons kyk na die positiewe of voordele, negatiewe of nadele van die verskillende ondernemingsvorme op die sukses of op die mislukking van 'n besigheid. So kom ons kyk net vinnig, wat is hierdie komponente? Faktore dan wat die sukses of mislukking van die besigheid bepaal. Eerste faktor, kapasiteit. Tweede, bestuur. Derde, belasting. Vierde, kapitaal. Vyfde, verdeling van winste. Die sesde faktor is wetgewing. So kom ons kyk na die faktore wat die mislukking en die sukses van die eenmansaak bepaal. As ons kyk na die eenmansaak, eerste faktor, kapasiteit, die sukses. Die besigheid is maklik om te beheer. Hoekom? Omdat dit klein is. Persoonlike aandag van die eienaar word aan die besigheid gegee. Maar as ons kyk na die mislukking van die eenmansaak, onder andere na die kapasiteit, daardie faktor kyk, is dit moeilik vir een persoon om al die ondernemingsfunksies te behartig of te verrig. Geen onderskeid word tussen die skuld van die eienaar en die skuld van die besigheid getref nie. Kom ons kyk na die tweede faktor, en dit is belasting. Die eienaar word belas as 'n individuele belastingbetaler op die winste van die besigheid. Die besigheid betaal nie maatskappy of dividendebelasting nie. Wat is die mislukking faktore van belasting? Indien die belastingkoerse styg, sal die eienaar se winste verminder. Verhoogde belasting op groter winste mag wees as belasting op BK's en maatskappye. Kom ons kyk na die kapitaal van die eenmansaak. Sukses. Kapitaal sal ekonomies benut word. Die eienaar kan kapitaal leen indien hy of sy die nodige sekuriteit het. Wat is die mislukking ten opsigte van kapitaal vir die besigheid? Dit is beperk tot die bedrag wat die eienaar kan bydra. Daar is 'n gebrek aan kapitaal en dit beperk die uitbreiding van die eenmansaak. As ons kyk na die volgende faktor, is dit bestuur van die eenmansaak. Wat help met die sukses? En dit is die eienaar het volle beheer oor die manier hoe hy sy besigheid bestuur. Besluite word geneem sonder om ander te raadpleeg. Vinnige besluitneming is moontlik en voordeel word uit winskoopies dan getrek. Maar wat is die mislukking van die bestuur? Jy mag verkeerde besluite neem, omdat daar niemand is om raad te gee nie. Eienaar moet staat maak op instinkte om moeilike besluite te neem. En daar is ook 'n gebrek aan bestuursondervinding. Kom ons kyk na die winsverdeling van die eenmansaak. Eienaar is die enigste persoon wat die wins ontvang. Sal hom of haar motiveer om nog harder te werk. Maar wat is die mislukking van die verdeling van winste? Baie belangrik, geldgierigheid kan lei tot die toepassing van onetiese praktyke om winste te vermeerder en kan daardeur klante verloor. As ons kyk na die heel laaste faktor wat 'n rol speel by die sukses en die mislukking van 'n eenmansaak, is dit wetgewing. Geen registrasie is nodig nie. Moet net voldoen aan die vereistes van die Inkomstebelastingwet, wet 58 van 1962. Wat is die mislukking? Dit is nie 'n regspersoon nie. Onbeperkte aanspreeklikheid
en daar is geen kontinuïteit nie. So dit sluit dan ons faktore wat 'n rol speel by die sukses en die mislukking van ons eenmanssaak.